Kom ons sluit net die oë en buig die hoofde en vra die Here sy seën oor die boodskap. Hemelse Vader, dankie dat ons U kan loof en prys. Dankie dat ons kan weet, U is met ons. Dat ons kan weet, U teenwoordigheid lei ons. Here, dat selfs al is ons in die storm of in die vallei, U is met ons. En dat U in beheer bly, Vader. Here, ek vra dat U ons sal help om vandag ons oë op U te rig opnuut. Dat ons op 'n plek van rus sal kom. Dat ons sal weet U is daar met ons en dat U ons gaan vorentoe vat, dat U sal voorsien vir alles wat ons nodig het. Ek vra dit in Jesus se naam alleen. Heilige Gees, kom en voeg by wat U wil. Here, kom doen wat U wil in hierdie tyd en in hierdie boodskap. Ek vra dit in Jesus se naam alleen. Dankie Vader. Amen. Ek hoop julle het julle leesbrille gebring vandag. Ons gaan 'n paar hoofstukke lees. Ons gaan gesels oor die koning, soek die koninkryk van God. Ek voel en ervaar dat ons in hierdie tyd in 'n tydperk gaan wat ons regtig die Here se koninkryk moet soek as gevolg van al die chaos wat in die wêreld kom en dat ons oë op hom sal rig sodat hy vir ons sal die rigting aanwys en dit wat ons in moet wees, laat hy ons help daarin. So Matilda, I feel that we are moving in a time of seeking the kingdom of God so that He can guide us and lead us into where we must go and also provide for us in everything we need. Okay, ons gaan lees uit Matteus 6 en Lukas 12. Die wat wil kan hulle Bybel saamvat, so ons gaan 'n bietjie lees. Matteus 6 vers 25 en 27. Daarom sê ek vir julle, dis nou Jesus, moenie julle kwel oor julle lewe, wat julle sal eet, wat julle sal drink nie, of julle liggaam, wat julle sal aantrek nie. Is die lewe nie meer as die voedsel en die liggaam as die klere nie? Kyk na die voëls van die hemel, hulle saai nie en hulle maai nie, hulle bring nie bymekaar in skure nie. En tog voed julle hemelse Vader hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Wie tog onder julle kan deur hom te kwel 1 el by sy lengte voeg? En wat kwel julle oor klere? Let op die lelies van die veld, hoe hulle groei. Hulle arbei nie en hulle spin nie. En ek sê vir julle dat selfs Salomo in al sy heerlikheid nie bekleed was soos een van hulle nie. As God dan die gras van die veld wat vandag daar is en môre in die oond gegooi word so beklee, hoeveel meer nie vir julle, klein gelowiges. Daarom moet julle jul nie kwel en sê, wat sal ons eet, wat sal ons drink of wat sal ons aantrek nie, want na al hierdie dinge soek die heidene, want julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Kwel julle dus nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg van sy eie kwaad. Dan gaan ons oor na Lukas toe. Lukas beskryf dieselfde boodskap net uit 'n ander oogpunt uit. En hy skryf baie dieselfde, want dis een van die sinoptiese evangelies. Lukas 12 vers 22 begin ons en hy sê, en hy het aan sy disippels gesê, daarom sê ek vir julle, moenie julle kwel oor jul lewe, wat julle sal eet of oor jul liggaam, wat julle sal aantrek nie. Die lewe is meer as die voedsel en die liggaam as die klere. Kyk na die kraaie, want hulle saai nie en hulle maai nie. Hulle het geen voorraadkamer of skuur nie en tog voed God hulle. Hoeveel meer is julle nie werd as die voëls nie? Ekskuus, ek lees bietjie vinnig, maar ons is baie om deur te gaan. En wie onder julle kan deur hom te kwel 1 el by sy lengte voeg? As julle dan selfs nie die geringste kan doen nie, waarom kwel julle oor die ander dinge? Kyk na die lelies hoe hulle groei, hulle arbei nie en hulle spin nie, en ek sê vir julle, selfs Salomo in al sy heerlikheid was nie bekleed soos een van hulle nie. As God dan die gras van die veld, wat vandag daar is en môre in die oond gegooi word, so beklee, hoeveel meer vir julle, klein gelowiges? Let wel, in al twee hoofstukke, beide in Matteus en Lukas, praat hy van klein gelowiges, né?
Dit is belangrik om in gedagte te hou, soos om vorentoe gaan. Julle moet ook nie soek wat julle sal eet of wat julle sal drink nie, en julle nie ongerus maak nie. Want al hierdie dinge soek die nasies van die wêreld, en julle Vader weet dat julle hierdie dinge nodig het. Julle moet ook nie soek wat julle sal eet of wat julle sal drink nie, en julle nie ongerus maak nie, maar soek die koninkryk van God, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Moenie vrees nie, klein kindertjie, want julle Vader het 'n welbehae daarin gehad om julle die koninkryk te gee. Nou as God sy koninkryk vir ons gee, hoeveel te meer nie die ander dinge nie. Julle moet ook nie soek wat julle sal eet of wat julle sal drink nie, en julle nie ongerus maak nie. Verkoop julle besittings en gee almoses. Maak vir julle beurse wat nie oud word nie, 'n skat in die hemel wat onuitputlik is, waar geen dief bykom of mot verteer nie, want waar julle skat is, daar is julle hart, daar sal julle harte ook wees. Voordat ons verder gaan, is dit belangrik dat ons moet weet, die Here is met ons. Die Here weet wat ons nodig het. Hy is besorgd oor ons, en as hy al hierdie dinge bekend is aan hom wat ons nodig het, hoeveel meer, as ons vertroue op hom nie plaas nie, gaan hy dit vir ons voorsien nie. So kom ons gaan bietjie kyk na, wat sê die woord alles? Ons gaan hom bietjie opbreek in stukkies. Kom ons kyk na die woord kwel. Die woord kwel beteken om angstig te wees, om besorgd te wees met kommer. Nou kom ons stop net eers daar. Hoeveel van julle, soos ek, het julle al gevind dat ek angstig of bekommerd is oor kos en klere en al daai klas van dinge? Here, hoe gaan dit wees in die toekoms? Ja, die wêreld is in chaos, jy weet. So, kom ons kyk net wat is die kruksie van op die woord kwel kom 5 keer voor in Matteus se 10 verse. So 50% sê God vir die disippels en vir die mense, moenie julle kwel nie, moenie bekommerd wees nie. En dan in Lukas, in die eerste 5 verse kom dit 3 keer voor. Maak net daai sommetjie in jou kop en kom agter dat die Here is besorgd oor ons. Hy weet wat ons nodig het, en sy hart is nie dat ons moet bekommerd wees nie, dat ons nie moet ons kwel en worry en gestres wees oor die dinge van hierdie wêreld nie. So Matilda, we mustn't be anxious about the things of this earth. We mustn't be anxious of all the things we need, because God knows that we need it. In 1 Petrus 5 vers 7 sê dit, Petrus is 'n oulike ou, hy sê, werp julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. We have a loving Father that loves us, that cares for us. Die Here is vir jou. Wie kan dan teen jou wees? Kom ons gaan na die volgende ding toe. Matteus 6 vers 30 sê, en ons het dit gelees in Lukas ook, as God dan die gras van die veld, wat vandag daar is en môre in die oond gegooi word, so beklee, hoeveel meer vir julle, klein gelowiges. Wat sê dit vir my? Dit sê vir my, God se voorsiening het ook te doen met geloof, met vertroue. Dit gaan gepaard met, Here, ek weet, U ken my en ek ken U. Ek neem kennis van U voorsiening, en ek dank U vir dit wat ek het, en ek dank U vir dit wat U gaan voorsien op die regte tyd. Kom ons kyk na die Matteus 6 vers 32. Hy sê, want na al hierdie dinge soek jy heidene, want julle hemelse Vader, ons hemelse Papa, weet dat julle al hierdie dinge nodig het. As ek as 'n pa weet wat my kinders nodig het, ek gaan dit nie noodwendig dadelik vir hulle koop, omdat hulle 'n skoolbroek byvoorbeeld nodig het nie, maar sodra ek 'n salaris kry, of sodra ek die finansies daar is, sal ek dadelik vir hulle ietsie koop. Of as hulle dit is winter en hulle moet nou iets hê, dan sal ek 'n plan maak, al leen ek vir hulle iets iewers. Maar so is ons hemelse Vader besorgd oor ons. Hy weet die dinge wat ons nodig het. Lukas 12 vers 32 sê, moenie vrees nie, klein kindertjie, want julle Vader het die welbehae daarin gehad om aan julle die koninkryk te gee. As God vir ons sy koninkryk gee,
hoeveel nie te meer al die ander goeders wat ons nodig het nie. En ek praat holisties. Ek praat van liggaam, siel en gees. Nie net in die liggaam nie, nie net in die gees nie, want partymal is God vir ons daarbo en ons is hier onder. En hy is besorgd oor ons wat hier onder is. Maar ons sien hom as hy is net vir ons geestelike welbehae daarso. En dis nie waar nie. Jesus het dit baie duidelik gemaak. So wat is die oplossing? Die oplossing sien ons in Matteus 6:33 en Lukas 12:31. Soek eers die koninkryk van God. En ek vra myself af, wat is die koninkryk van God en hoe soek ek daarvoor? Weet nie hoeveel van julle het al gewonder, Here, hoe doen ek dit? En dit is waar ons vanoggend gaan praat. Ietsie wat uitstekend is uit Matteus. Matteus is die boek wat praat van die koning en sy koninkryk. Die koninkryk van die hemele word altyd gehighlight in Matteus en die koninkryk van God. So wat hy bysit is nie net die koninkryk van God nie, maar ook so God se geregtigheid. God se geregtigheid. En wat het dit 'n betrekking op my? Kom ons kyk. So, waarna moet ons streef? Let wel, primêr, soek eerste, né? So, die primêre ding, voor enigiets anders, moet ons die Here soek. Ons moet sy koninkryk soek. Ons moet sy heerskappy in ons lewe soek, né? Voor enigiets anders. Okay, so die woord streef of soek beteken om na te soek, om te soek vir, te streef na of te streef daarin. Okay. Streef daarin, gaan ons dan nou in kyk. Maar so ons soek deur gebed, deur ons gedagtes en emosies en ons dade, geregtigheid. So dit is 'n gees, emosioneel en fisiese ding. Goed. Dit is nou, ek het dit bymekaar gekry uit die kommentare, die commentaries oor hierdie hoofstuk en dan ook uit die leksikon, wat dan vir jou die Grieks vat, en hy breek dan die woord op, en hy sê vir jou in hierdie konteks, die manier hoe die woorde gevorm is, en die sinskonstruksie is, beteken dit hierdie ding. Goed, so die ander ding waar ons na kyk is, wat kyk die Strongs? Die Strongs is die Griekse konkordansie, wat dan vir jou sê, soos 'n woordeboek, wat sê in Engels beteken dit. So dit is om behoorlik te soek, deur navraag te doen, deur ondersoek, om 'n bindende resolusie te bereik. 'n Bindende resolusie. Om te soek, om die saak onder die knie te kry. So met ander woorde, ons moet onsself uitsorteer en sê, Here, dit is U. Dis wat U wil is vir my. Kom ons gaan verder. Nou waarna moet ons nie streef nie? En hier is die deel wat vir my uitgestaan het. Lukas 12 vers 29. Julle moet ook nie soek wat julle sal eet of wat julle sal drink nie. En julle nie ongerus maak. Okay, kom ons stop net eers daar. Hoe werk dit? Ek moet mos werk. Ek moet mos gaan jag, as ek dit so wil noem. Ek moet Pick n Pay toe gaan en gaan kos koop. Partymal moet ek regtig gaan jag en vir ons 'n bok kry dat ons vleis kan hê of wat ook al, jy weet. Maar die punt is, wat bedoel Matteus of Lukas altans hierso? Julle moet nie soek nie. Maar in die konteks is wat dit so interessant maak, dit gaan oor worry. Julle moenie worry deur te soek en die hele tyd hierdie goed te probeer sin maak van nie. Die konteks beteken om te soek, dit wil sê om uit te vind, deur te dink, te mediteer, te redeneer en navraag te doen. Hoeveel keer het ek myself nie al gevang, wat ek's die hele tyd besig in my brein met, Here, hoe gaan ek dit doen? Here, hoe gaan daai ding gebeur? Of Leon, wat moet jy doen? Jy moet nou 'n plan maak, broer. Jy kan nie net so sit en ledig wees nie, jy moet nou ietsie doen. Maar dis waar die crux is in terme van vertrou op die Here. Kom op 'n plek van rus, dat hy met jou kan praat, dat jy nie besig is met goed wat uit sy plan uit is nie, sodat hy ons kan help om te doen wat sy wil is, en dan gaan hy voorsien. Met ander woorde, moenie sit en ledig wees en niks doen nie, spandeer tyd met die Here, sit hom eerste, laat hy vir ons wys, in daai plek van rus. Goed, kom ons kyk verder. God se koninkryk, wat is dit? Die koninkryk word geheg aan die persoon van God die Vader, deur Jesus Christus. Kom ons stop net hier daar. Matteus praat heeltyd van die koninkryk van die hemele. En hierso kom hy en sê, die
koninkryk van God. God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. So dit word gekoppel aan 'n persoon, aan 'n heerser. Dis nie net 'n God se koninkryk oor die algeheel nie, dis God se heerskappy. So wat beteken dit? Dit beteken sy seëninge, sy voordele in die hede of in die toekoms. Kom ek kan dit so verduidelik. Jesus was op die aarde. God se koninkryk het gekom deur Jesus. Hoe het ons dit gesien? Hy het die siekes genees. Toe Johannes die Doper se disippels gekom het en gesê het, Johannes die Doper is in die tronk, Herodes het hom gevange geneem, hulle gaan amper sy kop afkap en hy vra vir sy disippels, vra vir Jesus, is hy die een? Dis nadat hy hom gedoop het en gesê het, kyk die Seun van God. Nee? Twyfel hy en hy vra, is jy die een? Wat se antwoord het Jesus vir Johannes se disippels gegee? Gaan terug en vertel vir hom wat julle sien. Die siekes word genees, die blindes kan sien, die dowes hoor. In die nasie van God, in die Israelse tyd, en selfs vandag in ons donkerste ure, is die tyd wanneer God die meeste deurbreek. En hoekom? Want ons hele wese is gefokus op hom en vertrou op hom, dan kan hy deurbreek. En ons moet dit onthou. So, hoe gebeur dit? Die seëninge en die voordele van God se koninkryk in ons, wat deurbreek deur ons, in die hede en in die toekoms. Psalm 103 is 'n goeie voorbeeld. Bless the Lord, O my soul, bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits, who heals all thy diseases, who crowns thy life, who satisfies your mouth with good things. Al daai klas van dinge. Daar's soveel voordele wat in Jesus in ons is as ons hom aanvaar. So, kom ons kyk verder. Vandag kan ons die voordele en seëninge deur gebed soek en vra as gevolg van ons onderdanigheid. Ons kom onder God deur Jesus Christus en ons bid deur die Heilige Gees. In gees en in waarheid soek ons hom en ons kan vra vir God se voordele en sy seëninge wat ons nodig het in ons huidige situasie, maar ook vra vir die toekoms. Hier kom ons nou weer. Wat is God se koninkryk? Dis nie tasbaar nie. Romeine 14 vers 17 sê, want die koninkryk van God, hierso praat ou Paulus, is nie spys en drank nie. Dit pas so mooi in by hierdie vers, by hierdie hoofstukke. Maar geregtigheid, let wel, geregtigheid. Dis iets wat Matteus ook uitgespel het. Geregtigheid, vrede. Wanneer is ons in vrede? Wanneer ons in God se teenwoordigheid is. When do we have peace? When we're in God's presence. En blydskap in die Heilige Gees. Waar die Gees van God is daar vrede. Waar die Gees van God is daar blydskap. Waar die Gees van God is, word ons verander in God se geregtigheid. Kom ons kyk wat is geregtigheid. Laat ons net hierdie ding bietjie meer konkreet maak. Laat ons kan sien, Here, wat wil U van ons hê? Wat het Jesus hier bedoel? In die konteks van Matteus 6 vers 33 sê die Griekse leksikon, dit praat van die geregtigheid wat God van ons verlang. Let wel, dis 'n persoonlike ding. Die geregtigheid wat God van ons vereis. Met ander woorde, dit praat van, soos 1 Petrus 1 vers 15 sê, soos hy julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig wees. Nou, ek wil net daar stop en sê, dis onmoontlik. Laat ek dit net duidelik maak. Dis nie moontlik om heilige lewe te lei sonder God se Gees nie. Sonder God se werking binne in jou en my hart nie. Dis onmoontlik. Want dis teen die grein van wie die mens is. Die geregtigheid wat God verlang, hy is heilig, hy is geregtig. Ons kan dit nie alleen doen nie. Slegs deur God se Gees wat in ons is en deur 'n besluit om onder hom onderwerp te wees, kan ons dit doen.
Dis juist wat Petrus hier weer eens sê in hoofstuk 5. Onderwerp julle daarom in nederigheid aan die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die tyd wat hy bestem het. Onderwerp onsself aan God, sodat hy in en deur ons kan werk om 'n geregtige, heilige lewe te kan lei, wat God behaag, want daarin lê sy seën op elkeen van ons. Ek hoop ek raas te veel nie, maar ek is passievol daaroor, want ons geroep om heilig te word, om te verander soos wat Jesus is, en dis wat heiligmaking beteken, te word soos Jesus. Goed, waar is my hart? Want waar jou skat is, sê Matteus 6, vers 21, dis net voordat hierdie hele gedeelte gebeur, dan sê Jesus, waar jou skat is, daar sal julle hart ook wees. Die heel laaste versie in hoofstuk 12 van Lukas sê, presies dieselfde ding, want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. En dan sluit dit so mooi aan by Lukas 6 wat sê, die goeie mens bring die goeie tevoorskyn uit die oorvloed van goeie dinge in sy hart, en die slegte mens bring die slegte tevoorskyn uit die oorvloed van die slegte dinge. Want wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Waaroor praat ek die hele dag? Leon, as jy my sien, en ek staan hier op die verhoog en ons oefen saam musiek, wat is die goed wat uit my mond uitborrel? Wel, ons het nou nog nie so veel kans gehad om te gesels nie, maar die punt is net, as ek rustig is en ek verkeer met iemand, wat is die goed wat ek oor praat? Is dit oor die dinge van die Here? Die Here is so goed gewees vir my, of waar lê my fokus? Waar lê my passie? Waar lê my, is dit by, ek hou van teikenskiet, is dit die hele tyd oor my gewere, of oor hierdie lading, of oor, jy weet, die volgende kompetisie, wat daar nou nie is hier, as gevolg van lockdown, maar daai hele storie, waar lê my hart? Is dit by die dinge van die Here, of is dit by die aardse goeders, wat vergaan? Ek sê nie, ons moenie daaroor praat nie, maar dit moenie ons lewe oorweldig nie. Ek onthou as 'n kind, nee, TV-speletjies, of rekenaargames, ek was mal gewees oor fighter jets, en ek sou dit heel dag lank gespeel het, en hierdie level en daai level, en hierdie vliegtuig en daai goeters, my hart was vol van dit. Maar vandag is my hart vol van, ons moet eet, die kinders moet kos kry, ons moet die doen en daai doen, en al die ander goed wat moet gebeur. Maar waar is die Here? Is hy werklik eerste? En ek sê nie, ons moet ons parels vir die varke uitgooi en laat hulle daarop trap nie. Ek sê net, waar is jou hart? Die Here soek ons harte, want hy wil ons bless. Hy het ons vir meer geroep, as net dit wat ons eet en drink, en die kar wat ons ry, al daai goeders. God is agter ons harte aan. As hy ons harte het, dan seën hy ons met wat ons nodig het. Paulus het gesê, hy weet wat dit is om baie te hê, hy weet wat dit is om min te hê. Die punt is net, God gee vir ons op die regte tyd, en ons moet op hom vertrou. Ekskuus, ek gaan nou bietjie ver aan. Kom ons kies vandag, en sê, Here, ek bely. Kom ek wil net hê, elkeen moet sy oë toemaak. En sê, Here, praat met my. Here, wys vir my daai goeters wat U nie behaag nie, Here, daai goeters waar ek my hart gedraai het na dinge van die wêreld toe. Ek bely, al my bekommernisse en my gedagtes en al my vrees en al my anxiety. Lord, I confess my anxiety about finances, about everything I have to do and everything that needs to be done and must happen, Lord. Please forgive me. En Here, ek kom onderwerp my nou aan U koningheerskappy, opnuut. Ek stel U opnuut eerste in my lewe. Lord, I come under your royal covering of my life. I receive You as my Lord and King and Savior. And I put You first in my life. Ek vra dat U my sal heilig, reinig en vorm in die persoon wat U wil hê ek moet wees.
Lord, I confess that I need you. And I pray that you will come and work in me to make me holy, to cleanse me. Lord, form me into the person that you want me to be. Here, ek werp nou al my bekommernisse, al my vrese, alles wat ek oorwonder en my gedagtes van vol is, Here. U het gesê, neem my las op julle, want hy's lig en hy's sag, en leer van my. Here, ek laai al my laste nou op u. Lord, everything that bothers me, all my anxieties and fears, this yoke that's on my shoulders, I just give it into your hands this morning. And I ask, Lord, that you will teach me, love me, comfort me. En Here, ek kies om nou my geloof en my vertroue op u te plaas, vir alles wat ek nodig het, vandag tot in die toekoms toe. Ek vra dat u dit sal voorsien op die regte tyd, en ek dank u, Here, dat ek op u kan vertrou, en dat u dit sal voorsien op die regte tyd. So Lord, I choose to put my faith and my trust upon you for everything that I need, in the present and in the future. And I thank you that you will provide my every need. I receive it in Jesus' name. And I thank you for what I have. Thank you, Lord. Ek vra ook dat u aan my en my gesin al die voordele en seëninge van u koninkryk sal voorsien van vandag tot in ewigheid, wanneer ons in u koninkryk vir altyd kan lewe. Ek laai al my laste nou af en ek kies om op u te vertrou. En ek dank u vir die deurbrake wat u gaan bring. Yes, Lord. I ask that you will provide all the blessings and all the benefits of your kingdom from this moment until eternity, Lord. That as I am under your covering, submitted unto you, that you will provide all my needs. That you will bless me and keep me and make your face shine upon me and my family. In Jesus' name. Amen.